Maar CNN het hulle self toe as vyand van die president gaan verklaar en fascinerend genoeg toe Biden word, toe is al glad nie dieselfde vlak van vyandigheid meer. Weer nie, en nou is dit weer daar. So jy het 'n mediahuis wat gegaan het, okay, ons werk is om teen hierdie ou te skryf. Nou, as jy dit doen net teen alle amptdraers, ja, okay, dis fyn, dan doen jy dit. Maar die feit dat dit so wissel, beteken mense het geweldige geloofwaardigheidskrisis begin beleef in die media. Hulle gaan ons glo hulle nie meer nie. Ons dink hulle het 'n agenda. En dit doen niemand goed nie, want die werklikheid is, CNN kan op hierdie stadium skryf dat Trump iemand tereggestel het in die Withuis met foto's van die lijk en mense gaan hulle nie glo nie. Hulle gaan, it's fake. Ons weet. Fake news. Ai. Baie welkom by hierdie episode van Net Nog Enetjie. Ons gaan hierdie week bietjie 'n media bestek opname doen. So daar was die afgelope tyd wel, dit kom eintlik al 'n paar jare net na aanleiding van hoe die media verander het en sosiale media en almal wat daar eintlik hulle eie seepkissie het en so aan. So ons het 'n bietjie gesels oor die stand van die media, mense se vertroue in die media, hoe die media te werk gaan, die invloed van die media, of die media dan nou waghond, skoothond, bloedhond, muishond. Mediahonde. Ja. Ja, kyk, dit spruit uit, daar soos nou die nuutste in 'n reeks hit pieces op Afriforum van News24 geplaas. En dit laat nogal vrae oor, maar wat is die rol van die media nou eintlik en waar gaan dit? En die feit dat julle het julle truitjies aan. Ja, Marilla Media is 15 jaar oud. Ja. Dis ons So, verjaardag. wat is die media landskap? Waarom gebeur die stories? Is daar waarheid in? En wat doen mens? As jy nou sien dat mense, want dit is nog altyd 'n ding wat journaliste geneig is om te doen, is om soms die mag bietjie te misbruik om iemand beet te kry. Sien ek kry die dun lippies. So maar wat doen mense? Hoe lyk die media landskap tans en hoe lyk hy dalk bietjie vorentoe en hoe hanteer ons hierdie spesifiek dan nou News24, maar ook oor die algemeen net media wat besluit hulle teiken jou. Ek stem, dis 'n belangrike vraag om te vra vir ons in die media en vir almal wat media gebruik. Voor ons begin oor die mediahonde, net nog enetjie is op Apple Podcast, Spotify en YouTube. Like en subscribe asseblief. Dankie vir Henny wat saam kyk. Hy sê hy kyk al ry nie, hy ten nie. Henny, ons vat een op jou. En Lila het laat weet sy het net nog enetjie eers onlangs ontdek en sy begin al die reekse van vooraf kyk. Ja, sy's baie goed ingelig. So ons vat net nog enetjies op julle. Gaan besoek asseblief Kultuurkafee. Hulle het nog allerlei oulike goeters. Ek het vir Hendrik Potgieter vandag. Weet jy? En Gerrit Marits. Nou ja. Ja, saak, né? Hulle het ook boeke geskryf en Ja, maar hulle was meer oraal geweest. So die media het verander? Die media het verander, maar op die honde. Op die wilde honde. Op die wilde soms. Ja, so ek dink almal weet uiteraard hoe belangrik die media is en dit word as die vierde been van regering gesien en die noodsaaklikheid daarvan in 'n land en 'n demokrasie en goed. Om verskeie redes natuurlik, vir inligting en verantwoordbaarheid en daar's 'n hele klomp goed wat daarby uitkom en ek meen ons weet dat die media baie dikwels groot goed ontbloot en veral in ons land met korrupsie. Ek meen dit is baie van hierdie goeters wat ons die uiteinde sien van kommissies en wat ook al, dit was as gevolg van ondersoekende beriggewing en vletjieblassers wat hierdie inligting aan die media deurgegee het en dan al hierdie ondersoekwerk wat gevolg het. Ek dink die media het uiteraard oor die jare baie verander en in Amerika het mense aanvanklik nogal daai duidelike skeidingslyn gesien waar mense eintlik hierdie media gehad het wat dan nou vir die demokrate is en dan media wat vir die republikeine is en dit in daai twee kampe en dat beriggewing in daai vorm en naderhand het dit ook mense het oorblym gesê hoorie maar ons is meer konservatief en jy het die gesien wat dan meer links was, so daar was meer duidelike bane waar die media beweeg het. Hoe lyk die prentjie in Suid-Afrika en ja, hoe lyk die stand van media in Suid-Afrika? Ja, dis nie media. So hoe lyk dit as jy dit staan? Nee, kyk, die belangrikheid van media is, mense is geneig om, kyk, na Trump is geneig om gedeeltelik sleg te sê ensovoorts, maar die harde werklikheid van menswees is dit, nee, jy kan nie oral gelyk wees nie, so ek kan nie Oekraïne toe gaan, wel ek kan seker een keer, maar ek kan nie gaan om te bevestig, is daar nou 'n oorlog of nie, iemand moet my vertel, en dis waar van Suid-Afrika dieselfde is, ek kan nie gaan na baie plekke toe nie, so dis waar media inkom is om jou te vertel van goed wat jy nie self kan
beleef nie. So dis 'n regtig 'n belangrike rol, is 'n oorsigrol. Maar soos met alle bedrywe is daar goeies en slegtes. En ons sien in Suid-Afrika ongelukkig dat daar, ek sal amper argumenteer dat die slegtes bietjie besig is om nie oor te neem nie, maar hulle het nou 'n paar onsmaaklike vreemde goed gedoen in daai lyn. Hier verwys ek spesifiek na News24 se nuutste stuk oor AfriForum, wat regtig weird is. Impliseer die media se rol is om enigiets wat openbare aanhouers doen. Want dis belastinggeld, so dit is geld wat by my gevat word sonder dat ek dit wil gee. Ja. En hoe dit spandeer word, het ek iemand nodig wat my help om oorsig te hou daaroor, om te kyk waartoe gaan dit. En daar was 'n uitstekende rol deur Suid-Afrikaanse media gedoen om 'n staatskaping te ontbloot, al die goeders wat was. Hier gaan ons belastinggeld heen en druk te sit om dit in 'n rigting te kry. Maar dan as jy begin van daar af beweeg na nou 'n privaat maatskappy, dan moet jy baie mooi die lyn trek. Iets so Steinhoff was, dit maak heeltemal sin, dis ouens wat jy die state getrek en agtergekom, hulle jok eintlik net. Hulle lieg blaatant, hulle pleeg misdaad ensovoorts, en dan kan jy argumenteer 'n sterk en openbare belang. Maar wat nou gebeur is jy het state getrek en jy het regtig nie iets weird gekry nie, maar steeds besluit om 'n storie te doen. Nou dis die punt waar dit vreemd raak. Kan ek net vra hoekom? So ek verstaan met Steinhoff, mense het begin geld verloor. Daar was probleme gewees. In hierdie geval met die beriggewing oor AfriForum, maar dis nie die eerste berig wat daaroor verskyn oor hulle geldsaake nie. Hoekom? Was daar ergens, is daar rookie wat News24 dink daar's 'n vuurtjie? Hulle het baie vrae gevra, ek honderde as ek reg verstaan. Ja. En op grond daarvan het hulle 'n berig geskryf of berigte geskryf. Was dit volgens jou 'n akkurate weerspieëling van die syfers wat aan hulle gegee is? Ja en nee, so hulle het een baie snedige en vyandige vraag gevra om mee te begin. Dit is weird, maar al die inligting is verskaf, was nie iets om weg te steek van AfriForum beweging se kant af nie. En toe is daar opvolgvrae, nog vrae, en die inligting is gegee. Inteendeel, soos gesê, luister, julle is duidelik, stel julle belang in ons finansies, maar kom na ons toe dat julle sit 'n dag en dan kyk ons, wat wil julle weet? Wil julle weet wat is ledegeld ensovoorts? Ons sal met liefde wat ons kan deel, maar die uiteinde van hierdie is nou nie 'n storie wat gaan, okay, hier is hulle finansies, ons het nie regtig iets gekry nie, dis 'n storie wat gaan, hier is hulle finansies, ons het nie regtig iets gekry nie, maar yes, ons wens ons het. En en dis min of meer hoe hy lees, is want dit is die vreemdste manier met feite, foute en goed. En nou daar's onder andere mense se salarisse in. Ja, hulle het vir Is dit okay? Nee, dit is glad nie okay nie. Salaris is 'n baie sensitiewe stuk inligting wat jy om te sê die verweer moet wees plaas net julle salarisse is malligheid. Dis geen maatskappy gaan as jy vir hulle sê luister, ons wil graag weet wat almal in 'n maatskappy verdien vir openbare publikasie. Gaan geen privaat maatskappy gaan, okay, hierso is dit nie. Die direkteure doen jy, maar dit is nie maatskappy met aandeelhouers nie. Daar's skale byvoorbeeld. Ja, ons sal nou oor die mitiese Patterson skaal praat, maar eers is dit so, jy kan sê, hier is ons vergoedingsbeleid wat gedeel is, hier is hoe ons het lees, hier is wat ons sê, ensovoorts, maar om te sê, jy moet individue se salarisse versprei, is net nie, dis nie cool nie, dis nie wat jy gaan doen nie. Is anders vir mense op 'n raad, of iets in daai lyn, want dis aandeelhouers moet seker maak, die raad gee nie vir hulle self enorme salarisse nie. So, dit word in die jaarverslag altyd gepubliseer, sodat aandeelhouers kan sien wat vergoed die raad hulle self, want dit is die risiko daar. Hierdie is anders, dis NGO's ensovoorts, dis nêrens regtig iets wat jy sommer gaan publiseer, maar nou die deel wat my vang is, en nou kry jy die inligting, en jy rapporteer dit baie vreemd, die finansiële inligting rapporteer jy gewoonlik of oor 'n tydperk of jaarliks. Okay. Jy meng ons die twee sodat dit slegter lyk, dood eerlik, in daai berig, is hulle 1.6 miljard oor 6 jaar, en hulle spandeer net 13 miljoen rand jaarliks. En nou lyk dit, kyk hoe min, maar eintlik is dit soos 20% fisiese kostes, ensovoorts wat jy daar spandeer, maar saam met dit, as jy nou goed gaan publiseer soos hierdie is iemand se salaris, jy stuur dalk 'n berig net aan om te vra, luister, hier is die feite wat ons gekry het, check vir ons, of verifieer. Wat redelik standaard media praktyk is as ons iets uitgee, dan meeste van dit hulle sê, ek wil net 'n feit seker maak, ek is bekommerd hieroor, of is hierdie regtig wat julle sê, en niks van dit is gedoen nie. En kon die solidariteitsbeweging is nie skief vir die media nie, en hulle is ook nie ontoeganklik nie. Hulle antwoord nogal gereeld vrae, hulle stuur verklaringe uit, so jy reken, as daar opvolgvrae was, sou daar... Dis alles geantwoord tot dusver, maar jy is nou op die punt wat jy gaan, jonge, ons dink, julle is min of meer wat ons dink nie, julle is heeltemal eerlik oor wat julle wil doen nie. Ons dink julle is malefide, julle is, ek sal nie sê boos nie, maar julle het kwade bedoelings om met hierdie inligting, so nou begin jy van, hoekom gaan ek nou vir jou nog inligting gee? Al wat julle gaan doen is, julle gaan nog 'n keer skryf, ons het
niks gekry by die apartheidsverdedigende organisasie nie, maar dis pretty much wat gebeur het, is, as jy al die byvoeglike naamwoorde berig uitvat, dan sit 'n nothing burger, dan is soos nie veel nie. Dis 'n baie lang berig. Maar okay, so die hele ding gaan die groter prentjie hieroor is, ek meen, daar word uit verskillende oorde en redelik gereeld, word die media dikwels daarvan beskuldig dat hulle agenda het. So, ek dink die hele ding rondom om mense wat nie in die media is nie, en om 'n blik te probeer gee oor hoe dit sou werk. So, ek meen, baie keer uiteraard 'n media instelling of publikasie of wat ook al die geval is, het dikwels uiteraard 'n sekere teiken gehoor en dan sekere lesers ensovoorts, en baie keer word uiteraard beriggewing gedoen ook uit daai oogpunt, want ek meen, jy berig vir 'n spesifieke gehoor. So, as mense 'n voorbeeld kan gebruik in Suid-Afrika, iets soos iemand wat ongelooflik erg vir hulle spesifieke gehoor berig het, was byvoorbeeld Daily Sun. Ek meen, Daily Sun het 100% duidelik regheid vir sy teikenmark berig, en alles is in daai konteks waar dit plaasgevind het, verstaan? Ek meen, daar is berig oor die Tokolossi en dit wat gebeur het, en dit was deel van daai lesersmark se raamwerk en se leefwêreld. So, in Suid-Afrika ook, is dit hierdie geval, is daar agendas weens die teiken gehoor vir wie jy berig. Ek meen, ons sien ook al meer iemand mediamaatskappye sal verklaar, ons berig meer konservatief. Marula self wat op ons webwerf sê, ons gaan te werk uit 'n Christelike raamwerk, en dit het uiteraard sekere goed daar te volg, soos pro-familie en waardes en 'n klomp verskillende goed. So, is dit wat ons is daai skeiingslyne besig om meer uit te kom, en mense wat meer in 'n sekere rigting beweeg. Kyk, ek dink dit het eers gebreek in Amerika, om as jy dit nou so kyk, die Amerikaanse media was eers skootond verlang. Media Matters het onlangs weer 'n peiling gedoen wat wys 3% van joernaliste identifiseer as Republican, teenoor omtrent so 35% wat as Democrat identifiseer, en die res sê nou hulle is independent in die middel. So jy sit met 'n skeeftrekking daar. Dis waar helfte van Amerika is, hulle is omtrent so gesplit, maar die media lyk so. En toe hulle, kan jy glo, Democrats beter hanteer op TV-debatte, op al die goeters, baie sagter hanteer. Hulle was net 'n skoothondjie, en toe kom Trump, wat toe nou, kom sê, minder aangenaam as jou vorige Republikeinse kandidaat is. En toe verander hulle na 'n bloedhond, wat gaan, okay, maar nou gaan ons gaan hierdie man uit die presidentskap uitskryf. En hulle het letterlik stories opgemaak. Die hele Rusland het misinformasie ding het uiteindelik niks opgelewer nie, na verskeie ondersoeke deur Mueller ensovoorts. Maar CNN het hulle self toe as vyand van die president gaan verklaar, en fascinerend genoeg toe Biden word, toe sal glad nie dieselfde vlak van vyandigheid meer weer nie, en nou is dit weer daar. So jy het 'n mediahuis wat gegaan het, okay, ons werk is om teen hierdie ou te skryf. Nou, as jy dit doen net teen alle amptdraers, ja, okay, dis fyn, dan doen jy dit. Maar die feit dat dit so wissel, beteken mense het geweldige geloofwaardigheidskrisis begin beleef in die media. Hulle gaan, ons glo hulle nie meer nie. Ons dink hulle het 'n agenda. En dit doen niemand goed nie, want die werklikheid is, CNN kan op hierdie stadium skryf dat Trump iemand tereggestel het in die Withuis met foto's van die lijk, en mense gaan hulle nie glo nie. Hulle gaan, is fake. Ons weet. Fake news. Ai. Maar dis wat jy opoffer as media. As jy op 'n heksejag gaan en jy bereid is om beginsels te buig en moreel baie grys te raak, dan offer jy die een ding wat jy moet bied, wat geloofwaardigheid is, op. En as jy dit opgeoffer het, dan is almal swakker af, want nou kan ouens wegkom met goed, want niemand glo jou meer nie. En nou, by ons het dit nou oorgespoel na die grootste een is News24, maar hulle het die laaste ruk 'n paar vreemde stappe geneem. Hulle het eers daai storie oor Afriforum wat belê deur 'n BEE maatskappy, wat ek tot vandag toe nie lekker seker is wat die storie is nie. So dit kom neer op, hulle het 'n makelaar aangestel, en hy het toe 'n platform gebruik om aandele te koop, soos mens doen, want jy skree nie meer randomly in die straat. Luister, Standard Bank, dit werk nie so nie. En hierdie platform is toevallig in besit van 'n maatskappy wat 'n BEE maatskappy is, maar alle platforms om JSE te wees moet BEE vereis hê. So dis hierdie, verstaan jy, dis een van die goed van, hier's 'n afskuwelike, aaklige, gruwelike niks. En nou as jy by, wat is die? Toe het met die hele DA ding met John Steenhuisen en Tony Leon ook op 'n vreemde kruistog gegaan teen Tony Leon, wat toenemend dit uitkom, nie regtig enigiets fout gedoen het. Ons kan nie uitfigure wat het hy fout gehad, afsprake met ministers gereël vir sakemanne, maar is jy onder die indruk dat
besigheid nooit met die regering moet praat nie. Hoe dink jy kry ministers insette van die bedryf wat hulle reguleer af of beheer af, anders as om met mense in die bedryf te praat? Dit is hoekom ons hierdie het, en iemand wat daai fasiliteer, jy kan sê daar's ruimtes op lobbying en sovoorts, maar dis 'n baie normale funksie in enige werkende regering. En nou het hulle die nuwe storie op AfriForum wat nou gaan, as jy dink die vorige niks was afgruwelik. Nee, hierdie ene is nog erger. Hier is uitspattige, verbuisterende niks hierso nie. En dis min of meer wat jy sien is, hulle spandeer min of meer geld soos 'n NGO. Hulle het redelik inkomste. Nou, ek verstaan die argument wat sê, jong, is 'n groot NGO, dis in die openbare belang om te sê wie befonds hulle. I get it. Wie hulle befonds is ledegeld, dis wat jy bevind het. Maar dis nie wat die storie is nie. Die storie is nie, luister, hulle word regtig met ledegeld befonds. Gestel jy het nou daar ontdek, kan jy glo, hierso Iran befonds AfriForum. Soos wat ons vermoed met ander kom sê maar daai stukkie net so sny. Nee. Dat ons, ja, maar okay, kom sê dit is, jy bevind iets so skokkends. 100%, dit maak sin. Dit is openbare belang om uit te vind, alright, ja, né, die Kalidra. Ja, maar dis nou moontlik dan nou foreign influence. Presies dit. Gestel dit denke van dat Iran dalk 'n ander publieke organisasie sou befonds het. Is dit iets wat mens dalk 'n ondersoekende joernalis moet sit. Maar dit maak sin, maar as jy nou dit kry en as nie regtig iets nie, dan sit 'n non-event, dan te gaan, okay, ons het nou nie reg iets gekry nie. Maar dis nie lekker nie, want jy het nou 7 maande iemand betaal om ondersoek te doen hierna, so nou moet hulle ietsie plaas. Dis waar ons min of meer trek. Kan ons ook nou net, hoekom dan? Is dit iets wat hulle met alle groot NGO's doen? Ja. Is dit in die belang van betalende AfriForum-lede gedoen? Was dit 'n diens aan Suid-Afrika? Ek hoor wat jy sê van die media in die VSA teen Trump gedraai, hy is president van die VSA. Dis anders. So hy regeer 'n land. AfriForum, ek weet daar's baie mense wat dalk van my sal verskil, maar AfriForum regeer nie die land nie. Nee. Ons regering regeer die land. AfriForum kry ledegeld, vrywillig. Niemand sit 'n geleerde in jou kop en sê, jy moet jou R20 vir AfriForum gee nie. So mense kies om dit te doen, hulle kan kies om dit te onttrek. So in wie se belang was hierdie gewees, of is dit dalk, ons gaan nou na alle groot NGO's kyk, want dit is vir ons belangrik. Kom ons kyk of dit so toe gaan. Ek twyfel sterk of die Dan waarom? gift of the givers expose op pad is, ensovoorts. Ek dink hierdie is net want, okay, so kom ons gaan net deur die moontlike redes. Ons steel min hulle, ons gee die beste. Hulle sê dis openbare belang. Dit is hoekom ons doen 'n diens aan Suid-Afrika om te wys wie befonds AfriForum. Hierdie berig is nie dit nie. Die berig gaan Maar ons weet wie befonds AfriForum. AfriForum So sê ek weet dit. hier is nou 'n hipotese, maar ons weet wie befonds AfriForum. Ons hoef nie 1000 woorde te doen. Nee, inteendeel, jy het nogal Kalele en so wat gereeld vir jou sê, Ja. dis ledegeld. Ja. Dus hier is hoeveel Okay. lede ons het, hier ensovoorts. So, okay, jy het dit nou bevestig, dis wel ledegeld, maar die storie was nie, kyk, hier's AfriForum word regtig deur ledegeld befonds. Dis nie Amerika of Iran of Noord-Korea of iets soos dit nie. Maar die storie was, kyk hoe baie spandeer hulle op salarisse. As ek by, hoe's dit openbare belang? Veral as jy in die storie dan nie sit vergeleke met ander NGO's of vergeleke met 'n maatskappy, inteendeel is onder al daai maatstawwe. So daar's niks waarmee jy dit kan vergelyk nie. Jy sien net hierdie enorme bedrae en jy dink, ek gaan net met Nico 'n gesprek voer hierna. Was dit akkuraat? Nee, dit is nie. En dis die hartseer deel is, want terug na die mitiese Patterson skaal waar salarisgraderings wel 'n ding is en persentiele bestaan. Is jy het op die Patterson skaal is nou wat posvlakke doen en dan het jy ouens wat vir jou gaan kyk wat word mense op daai posvlak gewoonlik betaal. En dan het meeste maatskappye 'n vergoedingsbeleid wat sê of ons mik vir 50%, wat beteken die helfte van die ouens op daai posvlak in die land se ekonomie gaan beter as jy betaal word, helfte slegter, of vir 75 ons gaan jou goed betaal, of vir 25, en die hele beweging se vergoedingsbeleid as 'n NGO is 25ste persentiel vir die Patterson skaal. So baie prakties beteken dit op daai selfde posvlak gaan mense in die privaat sektor beter betaal word. 3 uit 4 mense op daai posvlak in die ekonomie behoort beter betaal te word. Daar's maatskappye wat hierdie graderings doen, dis 'n welbekende vergoedingsbeleid ding. Nou dis vir hulle gegee, gesê hier is ons vergoedingsbeleid. Dis wat ons sê. Is dit enigiemand se besigheid? Ja, As dit wel, ja, ek dink as dit verkeerd aangewend word, verstaan. So as daar vir jou gesê word, hierdie geld word vir dit en dit aangewend, verstaan. As ek betaal of bydra vir iets, sê maar ek
dra by vir die DBV en verstaan, ek het 'n verwagting oor hoekom ek daarvoor bydra. Verstaan, jy daai verwagting word geskep en jy wil uiteindelik weet dit is waarvoor daai geld aangewend word. So ek dink sê net maar uit die staatspoor was en ek kon nou bevind dat dit is waarvoor jou geld aangewend word. Is dit dan nie wat jy moet sê nie? Maar dis dalk was uit die staatspoor gedagtegang om te sê okay, maar hierdie organisasies het baie invloed in Suid-Afrika. Korrek. Wie befonds hulle? Is daar moontlik iets visie aan die gang? Hoekom het hulle hierdie invloed? En nou gaan kyk jy na word hulle nie dalk deur buitelandse mense befonds en kry hulle dit reg omdat weens geld of klomp goed. So, maar nou het jy daai gedoen en maande se ondersoek gedoen en nou het jou ondersoek 'n muis gebaar en wil jy moontlik nie tot maande se ondersoek net prys gee nee, nou besluit jy gaan nou maar wel wat is die dinge? So jy gaan nie die pas van goeie storie. Maar presies dit is as jy dit die maatstaf maak, dan kan mense 'n sterk argument voer wat sê jong, maar dan moet wat belangrik te is wie befonds News24. Want julle is die grootste mediahuis in die land en wie julle betaal gaan 10 invloed op storieseleksie of ons kan dit argumenteer. So dis in die openbare belang om te weet waar kom julle geld vandaan en want as Iran News24 befonds sal dit 'n groot storie wees om te sê hier is 'n buitelandse ding. Maar so 'n storie gaan nie gedoen word nie. En nou moet jy sê vra maar hoekom is AfriForum spesifiek geteken? Nou een is ek dink die feit dat Amerika ons uitgelig het, die laaste ruk beteken die organisasies is meer in die koudlig. Dit maak meer sin, maar daar is 'n deel wat ek nie kan weggooi nie wat sê daar is 'n vreemde persoonlike vendetta amper. Die persombudsman het destyds nog oor Pieter de Tooy spesifiek kommentaar gelewer toe hy, ek dink Ernst Roets het hom so toegevat. Hy sê jong, dis duidelik hier's 'n persoonlike fete tussen die twee partye in die bevinding. En my bekommernis is dat daai persoonlike fete oorgespoel het na die professionele area toe waar jy nou ondersoekende joernalis vir 7 maande plus op 'n storie sit en dan regtig moeite doen om dit te laat probeer sleg lyk. Ten spyte van die feit dat as jy na die syfers self kyk, daar's nie regtig iets nie. En dit gaan dan na weet jy, is 'n bloedhond wat so 'n bietjie, maar is nie 'n goeie bloedhond tans nie. Hy stoei bietjie. Maar ek dink dit doen afbreek aan die geloofwaardigheid van die media in geheel. Ek stem 100% saam en ek dink dit mag nie gebeur word nie. Ek is 'n groot voorstander van media moet toegelaat word om hulle werk te doen. Ons moet mekaar beskerm, ons moet die regte ding doen. En ek sal vir julle sê ek lê in die nag wakker oor watter stories ons kies, hoekom ons daai storie kies, watter hoek volg ons. Dit is baie spesifieke teikenmark wat ons bedien. So ek wil graag hê 'n ander media instelling moet en 'n gesaghebende een moet bona fide die regte ding doen. Soos wat ons dit doen. Ek weet nie of ek wil hê mense moet kan vertrou dat jy dit vir die regte redes doen. Want dit raak uiteindelik almal van ons. Onthou in die era van KI en so voort, kunsmatige intelligensie, is geloofwaardigheid tans een van jou skaarste hulpbronne en dan om C.S. Lewis se aanhaling oor filosofie so 'n bietjie aan te pas is goeie media moet bestaan, want slegte media gaan bestaan en moet geantwoord word. In kort. Ja, antwoord ons. Op die honde. Nee.